Ek wil ek met jou praat oor hoe veragting uitloop op vernietiging. Want ek dink hierdie is 'n konsep wat min mense verstaan vandag en met baie destruktiewe gevolge die konsekwensies van hulle besluite en hulle woorde dra. En wanneer verwoesting iemand tref, dan is daardie persoon geneig om te sê, maar hoe kan 'n liefdevolle God dit toelaat? Hoe kan 'n God van liefde so en so maak? So ek wil jou meer vertel oor die grens van genade. Want God se genade bereik ook 'n punt. Daar's ook 'n lyn getrek waar God sê tot hier toe en nie 'n millimeter verder nie 'n sekonde verder nie. En ek wil ek vir jou wys dat die skrif beklemtoon dat God geduldig is. En dat sy hartsbegeerte nie is dat enige iemand verlore moet gaan nie, volgens 2 Petrus 3 vers 9, maar dat almal gered sal word. Maar tog wys die Bybel vir ons dat met hierdie genade van God is daar 'n punt tot waar hy nie verder sal gaan nie, waar die hardkoppige gelos sal word om aan te gaan met sy sinnelose sondige lewe. En ek dink die eerste punt wat ek vanmôre wil maak, wat jy duidelik moet verstaan en onderstreep, is dat God se geduld en God se genade het 'n eindpunt. Daar kom 'n plek waar God vir jou sê, ek is nou klaar met jou. 'n punt waar God sê, ek laat dit nie verder toe nie. 'n breekpunt. En alhoewel God se genade groot is en ons geen manier het om God se genade te kan meet nie, sien ons in die Bybel voorbeelde van hierdie stelling dat God se genade 'n streep in die sand het. Dit is so asof die vervalle mens van ons tyd dit sy roeping gemaak het om die gees van genade te tart en uit te daag, volgens Hebreërs 10 vers 29. Jy kan dit daar gaan lees, hy praat van die gees van genade uitdaag, die gees van genade minag. En dan gaan hy verder aan in hierdie gedeelte in vers 31, dan sê God, hy sê dit is verskriklik om te land in die hande van 'n lewende God. Hy sê wraak kom ons nie toe nie, wraak is God se afdeling. Ek luister vandag en ek gaan vir jou dit wys vanmôre. Mense wat verskillende stellings maak oor God se liefde. Pastore en mense wat sê dat God se liefde is onvoorwaardelik. Dis die grootste leuen. God se liefde is nie onvoorwaardelik nie. Daar's voorwaardes gekoppel aan God se liefde, net soos wat daar voorwaardes gekoppel is aan God se genade. Jy kan nie in sonde lewe, die Heilige Gees belaster, die gees van genade minag en aangaan daarmee en dink jy gaan daarmee wegkom nie. Hebreërs 10 vers 26, gaan dit nou vir u wys. Hy sê wanneer jy doelbewus aanhou om die verkeerde dinge te doen nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat jou sonde kan wegneem nie. Al wat oorbly is die verskriklike oordeel van God wat die teenstanders van God sal vernietig. So daar's 'n lyn getrek. En kerke praat te min oor hierdie point of no return. Nou as ons nou kyk na die woord bespot, wat dit beteken, dan sien ons dat hierdie woord beteken om God te probeer mislei. Ek gaan vir jou voorbeelde gee. Mense wat God se woord en sy wil die heeltyd verontagsaam, en dan natuurlik die groep wat hom die heeltyd tart en uitdaag. Hulle probeer hom toets. Nou daar's verskeie voorbeelde in die Bybel van mense wat God probeer mislei het, en dit begin sommer al vroeg hier in die boek Genesis,
vers 3, Genesis hoofstuk 3 vers 8 tot 9, waar Adam en Eva gesondig het, hulle het God verontagsaam, die eerste punt, en toe het hulle God probeer mislei deur te gaan wegkruip in die tuin. En God sê, maar hoekom het julle weggekruip? Nee, maar ons het agtergekom, ons is naak. Nou het jy geweet jy was naak. Jy sien, daar al begin die mens om te probeer om God te mislei. Ons kan nie God mislei nie. Ek lees 'n verhaal in Josua 7 vers 19 tot 26. Ons lees daar van 'n man met die naam van Achan. Achan het goud en hy het goed gesteel en hy het dit gegaan en hy het dit gaan begrawe binne in sy tent en hy het gedink God gaan dit nie sien nie. Niemand gaan dit weet nie. En die Bybel sê later, sê Josua, toe hulle gaan kyk na sy tent en hulle kry al die items wat hy begrawe het in sy tyd, toe skryf Josua die volgende in Josua 7 vers 25. Josua het gesê, hoe het jy, dis nou Achan, ons so in die ongeluk gestort? Met ander woorde, hierdie een persoon se optrede, hierdie een persoon se misleiding, hierdie een persoon se minagting van God en God se goed, het gelei dat ongeluk uitgestort is oor die hele volk. Vandag stort die Here jou in ongeluk en toe gooi die hele Israel hierdie Achan met klippe dood en die res van sy huisraad en sy mense het hulle verbrand en gestenig. Ons lees van Dawid se egbreek in 2 Samuel 11 vers 1 tot 27, julle ken die storie. En Samuel, Saul se houding, ons lees daarvan. Dan kom ons by die verontagsaming deel. Ek gaan nie baie daaroor praat nie, daar is soveel maniere hoe ons God kan verontagsaam, hardkoppig wees, ongehoorsaamheid, sonde, selfsug, ongehoorsaamheid en om skaam te wees vir God. En dan waar ek vanmôre wil stil staan is hierdie uitdaaggedeelte. Die Bybel sê dit bring vernietiging. Luister wat sê Spreuke 29 vers 11 en ek gaan nou vir jou teksverse wys. Ek gaan baie teks vir u wys. Vanmôre gaan ek bietjie praat oor temaat. Dis 'n tematiese boodskap hierdie. So hier in Spreuke 29 vers 1 skryf Salomo, hy sê weerstand lei tot verwoesting. En dan skryf hy die volgende, hy sê wie hom hardkoppig teen teregwysing bly verset, stort skielik ineen. Niks kan dan weer vir hom herstel bring nie. Laat dit 'n bietjie insink. Dat jy God tot op die punt tart en uitdaag waar daar in die woord geskrywe staan en niks kan jou dan weer tot herstel bring nie. Dit stem ooreen met wat Hebreërs 10 vers 26 vir ons sê, dat as jy aanhou om te doen wat verkeerd is, terwyl jy weet dit is verkeerd, wat jy doen is jy ontneem jouself van 'n offer om jou sondes weg te vat. Hy sê jy kom tot op 'n punt waar daar geen offer oorbly wat jou meer kan regverdig voor God nie. Dit is 'n punt wat ek dink met die woord van praat jy gesondig het teen die Heilige Gees. In Galasiërs 6 vers 7 staan daar, moet God nie tart nie. Wat jy saai, sal jy maai. En dan natuurlik bedrog. Ons lees die verhaal in Handelinge 5 vers 1 tot 11 van Ananias en Safira wat gedink het hulle kom lieg en hulle bedrieg vir Petrus. En die Bybel sê al twee van hulle se liggame is daar uitgedra. Nou die woord sê vir ons sê in Genesis 6 vers 3, hy sê toe sê die Here reg aan die begin, my gees sal nie vir altyd in die mensdom wees nie, want hulle is sterflik, voortaan sal hulle leeftyd hoogstens 120 jaar wees. Nou jy sal onthou, die Bybel gee vir ons eintlik die antwoord, hoekom God hierdie besluit geneem het. Ons lees daarvan in Genesis 6 vers 5, waar God self antwoord en hy sê, die Here het die omvang van die boosheid van die mensdom op aarde raak gesien, en hy het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg is. En kort na hierdie stelling het hy alles vernietig en verwoes. Nou in Genesis 11 vers 6 sien ons die mense bou die toring van Babel
En God kom op die toneel en hy sê, kyk wat hierdie mense nou besig is om te doen. Hy sê, dis net die begin. Dis net hoe hulle begin. As ons nie nou 'n stokkie trek, 'n stokkie indruk in die speek van hierdie gedrag nie, of 'n lyn hier trek nie, wat gaan hierdie mense nie alles doen nie? Jy sal onthou ek het vir julle gesê, en God het mos 'n beperking gebring en hy het gesê, goed, van hierdie punt af sal die mense net 120 jaar oud word. Want en ek het al baie gewonder, hoekom 120 jaar? En ek het vir jou gesê dat ek dink dat as jy kyk wat ons nou doen met ons kennis, hoe vernietigend ons werk teen onsself met die kennis wat ons nou het. Wat dink jy sal ons nie doen aan onsself wanneer ons 800 tot 1000 jaar oud word nie? Kan jy jou indink oor 1000 jaar hoeveel kennis jy opbou en hoe jy daai kennis verkeerd kan aanwend as die Here nie in jou lewe is nie? So ek dink is eintlik nogal God se genade. God se genade. En nou sê die woord verder vir ons, hy sê in Romeine 1 vers 28, hy sê, en omdat hulle dit as verwerplik beskou het om aan God erkenning te gee, het God hulle oorgegee aan 'n verwerplike denkwyse sodat hulle onbetaamlik optree. Nou laat my nou dink aan Sodom en Gomorra hier in Genesis 18 en 19. God was bereid om genade te betoon, selfs as daar net 10 regverdiges was, maar die stad was net so onberouvol dat dit uiteindelik gelei het tot vernietiging. En onthou jy hoe het God die stad Sodom en Gomorra vernietig? Met vuur. Onthou dit. Die Israeliete in die woestyn, in Numeri 14 vers 22 en 23, na talle dade van ongehoorsaamheid, kom God en hy trek 'n lyn in die sand en hy sê, luister, hy sê, omdat julle aanhoudend my verwerp, sal julle nie in die beloofde land ingaan nie, en hulle het in die woestyn gesterf. Baie van hulle, die meeste van hulle. Daar was 'n lyn getrek. So daar kom 'n punt waar God se genade breekpunt bereik. Waar God die lyn trek en sê, tot hier toe en nie 'n meter verder nie. En die vraag waarmee ek vanmôre wil wegtrek is, hoe naby is die mensdom aan hierdie punt of no return? Hoe naby is ons aan die grens? Kan die mense nie net eenvoudig insien dat hulle dade en hulle optrede teenoor God verwoesting oor hulle bring nie? Jy kyk na die wêreld, jy kyk na hoe daar opgetree word teen God se volk, die onregverdigheid, die aanval en die vervolging van Christus, wanneer en Christene, sy volgelinge. Dit is net geweldig om te dink dat die mens so dwaas kan wees om nie in te sien dat sy optrede en sy denkwyse is besig om hom op 'n plek te bring waar hy die wraak en die vernietiging van God gaan beleef nie. Die Bybel sê hier in Galasiërs 6 vers 7, hy sê, moet julle nie laat mislei nie. God laat nie hom nie bespot nie. Wat jy saai, sal jy maai. Wat jy saai, sal jy maai. Nou, ek het hierdie week baie hard gewerk om 'n klomp video's bymekaar te gaan maak en ek het dit saamgestel vir jou. Om vir jou te wys wat besig is om te gebeur. Van die video's is baie oud en ouer en die kwaliteit is nie so goed nie, maar ek gaan 'n video vir jou speel en ek wil hê jy moet aandagtig luister na wat hierdie mense sê en dan gaan ons verder. You look at people's lives, and sometimes I look at people's lives and I watch them war with God. I'm so tired of having non-stop conversations about what the Bible says. You live your life in the way that you interpret the Bible. Again, I don't care, but you don't get to take the Bible and tell me, well, the Bible says this in this chapter, in this verse. I don't care. We see it all the time, don't we? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role.
This is a fool's errand. President of the United States can openly talk about God, and no one goes, "What is God? What are you saying? Like, what are you saying? Do you think Jesus came back from the dead? What do you think? Do you think someone walked on water? Do you believe in a literal translation?" The number is down because we brought the number down. God did not do that. Fate did not do that. Destiny did not do that. Now look, a lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. If it was up to him, Caesar Milan would be up here with that damn dog. So all I can say is, suck it, Jesus, this award is my God now! My mum only lied to me about one thing. She said there was a God, and but that's because when you're a working class mum, Jesus is like an unpaid babysitter. Do you know what I mean? And you just want to look at him and say, stay down, man, because it's not possible to win. I don't care about your goddamn religion. The Batman movie used the name of Jesus 21 times in blasphemy. Did you know that? I did not know that. My faith always taught me, what would Jesus do? Yes. And I know Jesus would be attending that pride parade. Jesus would be the Grand Marshal at the Pride Parade. You ever read the Bible? God rested, took a rest. What was happened to you was you were performing a task, you f***ed up, and you thought, let me rest before I f*** this up some more. And our love's not a sin. Well, the Bible says it's so. Well, the Bible says a lot of things, you know? Hey, how's it going? God is dead. Hey, Satan lives. The duo hit the stage to deliver a majorly racy performance of their hit song Unholy. And that's just a tiny tip of the massive iceberg. For years, Hollywood has mocked Christianity, promoted adultery, fornication, pornography, blasphemy, witchcraft, Satanism, and proudly pushed its agenda of what the Bible calls vile affections. Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Maybe minorities, sexual and gender minorities, have something to teach the church about dying to self, about new life, about... That was unnecessary. That is not a sign of God's judgment, okay? Okay, so the question is, how do people decide what to believe in the Bible since there are so many contradictions? And the reality is that indeed there are lots and lots of contradictions. You know, why are there all those contradictions in the Bible? Well, because it was written down by people over a period of about 1,500 years. So given that, people are going to have different kinds of things. And I am one who does not believe it was dictated by God. I think that the scripture, the Bible, is human beings trying to make sense of their experience of God. And people in different times experience God in different ways. Years as a place of worship, memories, and community, now engulfed in ferocious flames. The iconic steeple of the First Congregational Church of Spencer tumbling into a roaring fire. The pastor expressing how much the church dating back to 1743 means to the community. You have probably watched clips of wildfires that have been devastating the state of California, second largest state of the United States, disrupting the industry that makes the region famous, Hollywood. In this video, we will talk about something that many are not talking about, an event that took place at Hollywood a few hours before the fire started, blasphemy.
Yes, you got it right. Hollywood mocked the name of God hours before the fires started. In fact, a day before the wildfire started destroying California, there was at Hollywood an event called the 2025 Golden Globes Awards, which celebrated the best in cinema and television. While Hollywood stars and artists were honored for their best movies, comedian Nikki Glaser, who hosted the first awards show of the season, made a speech in which she included the name of God in the most demeaning way, mocking him and showing him receiving 0 score from Hollywood while being the creator of the universe. Everyone in the hall laughed as she continued joking with the name of God. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Yeah, because there's resistance, first of all, from secular Hollywood, where, for whatever reason, Christianity is the one religion that you're allowed to disparage. Less than 48 hours after the blasphemous speech, the wildfires reached the state, forcing thousands of residents displaced, after more than 12,000 residences and businesses were destroyed, causing an estimated $300 billion in damage. At least 24 people are dead and hundreds of others injured. Flames ripped through the Pacific Palisades, one of the wealthiest neighborhoods in the country, leaving firefighters overwhelmed as they attacked the blaze from the ground and the air. Nearly 30% of the country's film and TV workers live in this part of California. In fact, there is a point beyond which the patience of God will not go. There is a line drawn among nations, among individuals and in families and in communities, and whenever humans dare cross that line, the consequences occur. Mocking God and using his name as a curse word is nothing new for Hollywood. For years, Hollywood has used its movies and songs to cross boundaries and trivialize the sacred. It has used its platform to teach people mock the name of God, minimize his commandments, and reject his standards. In a city that thrives on the illusion of invincibility, it's easy for those who walk on the spotlight to forget that there is a higher power that governs the universe, a power greater than fame, fortune, and success. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Matteus 12 vers 31 en 32, Jesus self is aan die woord en hy sê, dit verseker ek julle, God sal elke sonde of lastering vergewe, natuurlik mits jy jou sondes bely. Hy sê, maar lastering teen die Heilige Gees sal hy nie vergewe nie. Enige iemand wat iets teen my, die Seun van die mens sê, dit sal daardie persoon vergewe word. Maar wie die Heilige Gees belaster, sal nooit vergewe word nie, nie in hierdie wêreld nie en ook nie in die toekomstige ene nie. As jy nie op 'n punt in jou lewe kom waar jy die Here vra om deur jou lewe sy soeklig te sit en te sê, Here, wys vir my net die dinge in my lewe waarmee jy nie tevrede is nie. En jy leef aan en jy gaan aan so asof God nie bestaan nie. Gebruik sy naam soos jy enige naam gebruik, sonder enige respek. Dan vra ek vanmôre vir jou, hoe ver dink jy is God bereid om dit te aanvaar? Ken ek en jy daardie streep wat getrek is? Of dink jy dit oorval jou soos 'n dief in die nag? Wie dink jy is ons as mens wat kan opstaan en dink dat ons 'n platform het en dinge kan sê soos wat Nikki Glaser gesê het, ek is seker sy is wêreldwyd bekend teen hierdie tyd. Wat gaan aan in jou kop dat jy God die skepper van die hemel en die aarde kan uitdaag en sê wat jy wil en 'n bespotting van God maak en dink jy gaan daarmee wegkom? Die Here sê met jou nie bedrieg nie. God laat nie met hom spot nie, wie saai sal maai. Dink jy regtig dis wys om God te toets en om te kyk tot waar kan jy die grense van sy genade druk en stoot tot waar hy breekpunt bereik? En ek wil vir jou sê, daar's 'n lyn wat God getrek het, waar hy gesê het tot hiertoe en nie verder nie.
Hebreërs 10 vers 26 sê, want as ons willens en wetens aanhou sonde doen nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n intense vuur, interessant, 'n intense vuur wat die teenstanders van God sal verteer. Is dit nie opvallend vir jou hoeveel keer die terme God se wraak in verhouding gebring word met vuur nie? Met 'n verterende vuur nie? Is dit nie interessant dat ons al van Genesis af lees, Sodom en Gomorra, reg deur die Bybel lees ons, dat wanneer God se wraak is vuur op 'n manier daarin gekoppel nie, die verterende, hy sal dit verteer. En aan die einde van die dag sê Openbaring vir ons, daar's 'n put van vuur en swaal wat die teenstanders van God sal vernietig, wat die hel genoem word. So ek wil hê jy moet oplet vandag tussen die lyne wat God besig is om vir die mensdom te sê hier. Romeine 2 vers 4 en 5 skryf Paulus, hy sê, of verag jy die rykdom van sy goedheid, verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie, deur jou hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om toorn teen jouself op te stapel. Kyk wat sy woorde gebruik Paulus hier. Hy sê op die dag van toorn, wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar word. Dis interessant dat Paulus die woord opstapel hier gebruik. Hy gebruik hierdie woord, dis die prentjie wat jy sien wanneer hy opstapel is, dat wanneer mense op 'n brandstapel gepak is, dan het hulle hout gevat en hulle het 'n groot hoop hout opgestapel, sodat die vuur wat daar brand, 'n verterende vuur sal wees. Hy's warm en hy brand onophoudelik. Teen jou opstapel. Wanneer ons aanhou om God te tart, dan kom dit tot op 'n breekpunt. Dit kom op 'n punt waar God sê, ek vat dit nie 'n manier verder nie. God se oordeel, die wraak van God, is kumulatief. Dit word meer en meer en meer. Hoe meer sonde toeneem, hoe meer raak die wraak van God teen daardie sonde. En hoe meer sy wraak teen jou toeneem, hoe moeiliker sal dit ooit wees om uit dit uit te kom. So ons sien op verskeie plekke in die Bybel waar God se genade tot op 'n punt gekom het waar hy gesê het, ek kan vaar dit nie verder nie. Sodom en Gomorra en verskeie ander voorbeelde wat ek vir jou gegee het. 2 Petrus 2 vers 6 skryf Petrus, hy sê later het hy die stede Sodom en Gomorra tot as verbrand, interessant, né? En hulle totaal vernietig en hy het hulle 'n voorbeeld gemaak van wat met goddelose mense gaan gebeur. Is dit nie wat LA, California, Hollywood, is dit nie wat daar gebeur dalk 'n voorbeeld nie? Waarom doen hierdie mense dit? Waarom maak hulle dit hulle absolute lewensdoel, hulle missie om Christus te verwerp en die skepper van die hemel en die aarde te bespot? Hoekom doen hulle dit? Hoekom hou hulle nie net besig met hulle eie vervalle werke? Hoekom wil hulle elke oomblik en elke platform en elke keer wanneer hulle aan 'n mikrofoon vat of op 'n platform staan, 'n uitsondering maak, tyd afstaan en sê, ek stop net gou my gesprek hier, ek wil net gou ietsie sê oor die skepper van die hemel en die aarde. Ek wil net gou ietsie sê oor Jesus Christus. Hoekom het daai vrou nodig om haar Grammy Award op te tel en te sê, ek wil dit net duidelik maak dat hierdie trofee niks te doen het met Jesus nie. This is my new God. Wat besiel jy? Wat besiel jou? Hoekom doen mense dit? Dr. Worry Buckham gee 'n baie mooi antwoord. Luister wat sê hy.
Why does sinful man insist on warring with God? As crazy as that sounds. John gives us a glimpse in John 3:19. This is the judgment. The light has come into the world, and people love darkness rather than light because their deeds were evil. They can't help it. They love darkness. And they're infuriated by light, by anything that exposes their darkness. Hoekom doen hulle dit? Kom ons kyk na die vers, Johannes 3 vers 19. Hy sê, en dit is die oordeel, skryf Johannes. Hy sê die lig het in die wêreld gekom, dis Jesus Christus. Hy sê, maar die mense het die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Hoekom doen hierdie mense dit? Hulle kan dit nie help nie. Hulle word gedryf deur demoniese magte. Hulle is onder die mag van Satan. Hulle haat die lig. So elke geleentheid wat hulle het, moet hulle iets teen die lig sê. Hulle moet iets teen Jesus sê. Hulle moet hom verag. Hulle moet hom minag. Hulle moet met hom die spot dryf. Want die Bybel sê, hoekom doen hulle dit? Hulle haat dit. Hoekom haat hulle dit? Want die lig openbaar hulle bose magte, hulle bose kragte, hulle sondige posisie, en hulle is vinnig op pad na 'n verterende vuur toe. Is interessant, en ek het dit laas Sondag ook gesê. En ek daag jou uit om vir my 'n video te kry op die internet, waar iemand op 'n platform soos daai gaan staan het en dieselfde bespotting gemaak het van Islam. Jy kry dit nie. Of dieselfde bespotting gemaak het van Hindoeïsme. Jy kry dit nêrens nie. Ek het vir jou die voorbeeld gesê, jy hoor nooit in 'n film iemand sê, "O, Boeddha." Hoor dit nie. "Oh my Hare Krishna." Het jy al dit ooit gehoor op 'n film? Jy hoor dit nie. Jy hoor Jesus Christ. "Oh my God." Hoekom wil jy 'n naam gebruik wat nie krag het nie? Jy gebruik die naam van Jesus Christus. Jy sien, die wêreld en sy denke is opgestapel teen Jesus Christus. Hy is die struikelblok vir die sondige wêreld. Nie hierdie ander ouens, die boeddhiste, die ateïste, die mormone, die sataniste, die new age spiritualiste, en die hele lys gaan aan en aan en aan. Almal van hulle teen Christus. Jy hoor nooit dat daar die spot gedryf word met hulle nie. Hoekom nie? Hoekom dryf mense die spot met Christene en Christus en nie met Islam nie? Ek gaan vir jou sê, want hulle is bang. Hulle is nie bang vir die Christene nie. Luister wat sê Dr. John MacArthur. They asked the question about why are Christians being treated the way they are around the world? Why are Christians constantly persecuted? Why is Christianity constantly despised, demeaned, depreciated? Why is there such an all-out assault on Christianity? And I said, well, you can make a simple comparison. People don't want to say anything against Islam because they're afraid. People will say anything against Christianity because they're not afraid. What they get back from us is love. What they get back from us is forgiveness. We love because we were first loved. What marks Christianity is our love, and that makes us vulnerable to all the animosity and the hate because there's no fear of retaliation. Dis 'n goeie antwoord, dink jy nie ook so nie? Want ons het liefde en vergifnis om te offer wat die ander nie het om te offer nie. So dit maak sin dat al die haat en al die bespotting en al hierdie dinge gemik word teen die Christene. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 3 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae gaan daar moeilike tye kom, want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos,
ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hy gaan aan, hy sê, hulle sal verraaiers wees, hulle sal roekeloos wees, hooghartig, lief vir plesier, eerder as vir God. Mense wat wel 'n skyn van Godvreesendheid voorhou, maar die krag van die Godvreesendheid misken. Bly weg van sulke mense af, 2 Timoteus 3. En die vraag natuurlik is, of wat hy vir ons sê hier, hy sê gelowige, kind van die Here, hou moed. Hou moed, want hierdie bespotting het nie nou begin nie. Hierdie spotting het begin by Jesus Christus. Kom, ek vat jou net vir 'n oomblik terug na Markus 15 vers 17 toe. Die soldate trek vir hom, dis vir Jesus, 'n persmantel aan. Hulle vlegte ook 'n kroon van dorings en hulle sit dit op sy kop. En daarop begin hulle hom salueer met die bespottende woorde. Ons groet u, o koning van die Jode. Hulle slaan hom toe met 'n riet teen sy kop, spoeg op hom en maak kniebuigings asof hulle eer aan hom wil betoon. Dit kom al ver. Hulle het nooit hierdie spot gedryf met enige van Ramses se beelde, Egiptiese afgode, nooit dit gedoen nie. Nooit die spot gedryf met hulle nie. Maar met Christus het hulle dit gedoen. Sê dit nie iets van jou, van die geloof wat ek en jy aanhang nie. Die verhouding met God nie. Ek vir jou sê, as daar geen ander plek is om 'n bewys te kry van die egtheid en die bestaan van God nie, kyk na die vervolging van die Christelike kerk. Geen ander geloof ervaar dieselfde nie. Later aan die kruis sê Jesus, hy kyk na hierdie mense en hy sê, Vader, hy sê, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 8, ek noem dit net vir jou, hy sê, as hierdie mense maar net geweet het, dan sou hulle hom nooit gekruisig het nie. As hulle maar net geweet het wat ons weet, as hulle maar net geweet het wie hierdie Jesus is, wat hulle doodmaak, hulle sou nooit dink om dit te doen nie, maar hulle het hom geminag. Hosea 4 vers 6 sê, my volk sal ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis, en omdat hulle hierdie kennis verwerp het, sal God hulle verwerp. God is genadig. Waar laat dit nou vir my en vir jou? Wat van die mens wat vashou aan God, wat staan te midde van hierdie verdrukking, van hierdie verspotting, hier staan ek en jy. En ons hou vas. Kyk gaan na hierdie video. You've seen the devastation left behind by the wildfires in Maui, but in that sea of gray ash in one neighborhood, a bright red-roofed house is still standing. In the devastation of Lahaina, a lone red-roofed house unscathed, everything around it incinerated. It's 100 years old and made of wood. So how did it escape the inferno? We've been watching videos all week of California being consumed by these wildfires, one house at a time. This house in particular was not damaged, owned by a Christian man, and this is his story. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of 2 burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. Let's take this to scripture. Psalms 91:10 says that no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Let's go. Alles brand af in Hollywood. Maar hierdie een huis staan. Gisteraand toe sit ek voor my rekenaar. En ek kyk na daai rooi dakhuis. En ek sê, Here, ek voel net in my gees iets wat ek moet sien, wys dit vir my. En ek vra my familie om vir Martha om vir Ilanay in die bed te sit, en ek sit daar en ek vra die Here, wys vir my net iets. En ek sit en kyk na hierdie prentjie van daai huis wat daar staan in die middel van hierdie afgebrande plek.
En die Here sê vir my, Etienne, is dit nie opvallend dat hierdie huis wit mure en 'n rooi dak het nie? Hierdie huis word 'n metafoor. Die man vra in hierdie video, hy sê hoekom my huis? Hoekom is hierdie huis gespaar? En ek dink dis omdat God besluit het dat daardie huis 'n metafoor sal wees, 'n teken sal wees van Jesus se oorwinning oor die bose. 1 Johannes 1 vers 7, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig julle van alle sonde. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur die bloed, die vergifnis van die oortredinge na die rykdom van sy genade. Openbaring 12 vers 11, kyk na daardie rooi dakhuis. Hy sê, en ons sal hom oorwin, ons sal die Satan oorwin deur die bloed van die lam. Exodus 12 vers 13. En die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waar julle is, en as ek die bloed sien, sal ek julle spaar. Ek sê nie daar's ander Christene se huise wat nie afgebrand het nie. Maar God, wat enige tyd die reën kon stuur en hierdie vuur blus, het toegelaat dat alles afbrand, behalwe die rooi dakhuis in Hollywood. Die bloed sal die teken wees. Die bloed sal die teken wees dat jy beskerm sal wees. God is besig om te praat met Hollywood en met die res van die wêreld, en ek hoop van harte dat ons ore sal oopmaak. En omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde verkoel, maar wie egter volhard tot aan die einde sal verlos word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Openbaring 2 vers 10, wees getrou tot die dood toe, en ek sal aan jou die oorwinnaarskraans van die lewe gee. God se geduld en God se genade het 'n versadigingspunt. Maar vir die wat vasbyt en deurdruk te midde van hierdie verdrukking en bespotting en vas staan aan hulle geloof in Jesus Christus, sal daar redding kom. Sal daar redding kom. Ek wil vanmôre 'n gebed vir jou doen. En ek wil nie hê jy moet hierdie gebed ligtelik opneem nie. Ek wil nie hê jy moet vanmôre jou besluit ligtelik opneem nie. Maar as jy vanmôre hier sit en jy voel in jou hart dat jou saak is nie heeltemal reg met die Here nie. Jy lewe nonchalant, as ek Engels kan gebruik. So vanselfsprekend. Jy is 'n Christen want jy het 'n kerk en jy het 'n Bybel en jy kom Sondag daarom kerk toe. Jy tik al die regte boksies. Ek het vir jou in die verlede gesê, ons almal sê ons ken Jesus. Ken hy jou? Ken hy jou? As jy vanmôre hier sit en jou saak is nie heeltemal waar dit moet wees met die Here nie, dan vra ek jou om sonder om tweemaal te dink, net daar waar jy sit op jou voete te staan. Ek gaan saam met jou bid vanmôre. Moenie wag dit uitrek nie. Moenie wag en sê, Here, miskien het ek môre daarom nog 'n kans sien nie. Hier is 'n oomblik vir jou. Dis jou besluit, dis jy wat voor God staan. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Dankie vir die mense wat staan. Gee 'n laaste kans. Laaste kans. Here, ek is nie waar ek moet wees nie. Ek is nie waar dit moet wees nie. Ek bid, ek is in die kerk en ek doen al die dinge.
maar my lewe is deurmekaar. Ek kom vanmôre na U toe, Here Jesus, en ek gryp U aan met alles wat binne in my is. My menslike wese, my siel roep uit na U, o God. Soos 'n hert smag ek vanmôre na waterstrome. Vul vanmôre my dors. Maak my versadig vanmôre. Gee vir my vanmôre, stort U seën oor my uit, Here. Ek neem U vanmôre opnuut aan as my persoonlike saligmaker. En ek lê vanmôre my sondige lewe voor U neer en ek vra, Here, vergewe my. En help my om getrou te bly aan U woord. Help my om getrou te bly aan dit wat U wil doen in my lewe. Ek reik ek uit na U genade, Here. Ek is jammer dat ek U op die proef gestel het. En sommige van my gewoontes getart het. Vergewe my. Spreek my vry in Jesus naam. Amen.